So vandag het ons vir julle 'n interessante ene, nê. Jy wil daarso slash tussen die bome of waar ook al, jy wil gras sny. Hoe doen jy dit met 'n E-Tech bikebakkie? Jy sit vir hom 'n slasher agterna. Ek praat hier met Jak Grobler. Hulle het my nou wragtig vandag hier in die boondoes in, nê. Hier's klippe en dinge in die hele lot. 'n Ding wat hier hou, sê ek vir jou gaan oral hou. Kom ons luister 'n bietjie. Jak, hoe gaan dit? Lekker en jy, Choopie? Nee, wat? Doodstil, rustig. Ek sê nee, kyk julle nou vandag vir my wragtig. Ek was al op snaakse plekke, maar hier is ons nou by 'n snaakse plek. Verduidelik my gou, waar is julle presies? Man, ons is so 50 km se pad langs van Leidenburg af. Maar jy moet sorg dat jy jou shocks en jou dinge en jou wiele maar reg het. Want dis 'n uur en 'n half se ry op hierdie stukkende grondpad vir ons te danke aan Sanral en Mashishing, so. Nou, op daai punt nou, nê, want toe sit ek nou heeltyd in wonder, nê, nou kan die bikebakkie dit nou actually hou op hierdie paaie? Kom hy die mas op? Ja, kyk, dis 'n rowwe terrein en die bikebakkie is, obviously het hy nou al die lekker suspension en al hierdie goed, maar hy werk. En so dis as jy op hom sit, dan is dit nie noodwendig die mees gemaklikste ry nie, maar in al die tyd wat ons gebruik het ons eintlik nog geen probleme gehad nie. Choopie, so is 'n harde stukkie toerusting. En ek neem aan, omdat jy so ver is van die diesel en die petrol en die goeders af, dan werk die elektrik nogal actually goed, nê. Kyk, as jy die sommetjies doen en jy kom agter, luister, diesel se koste gaan op en op en op, dan moet mens anders te begin dink. En dan is die bikebakkie regtig 'n goeie alternatief. Nou okay, jy het 'n klompie pekanneute hierso en ek sien hulle is actually baie mooi gesny. Ons sal nou gaan kyk hoe jy op 'n ander plek sny. Nou het hulle vir jou hierdie Duro mower hier agterna wat jy sleep. Verduidelik my gou 'n bietjie hoe werk jy met die besigheid? Kyk, wat great is van die Duro mower is ek het sit-on grasnyertjies en goed. En die probleem is daai sit-on grasnyer maak eintlik dat jy funksionaliteit beperk. So ek kan nie my sit-on grasnyer gebruik om goeders rond te ry en nie. So wat ek nou doen is as ek die twee bymekaar het, dan het ek eintlik 'n goeie kombinasie om te sê, is 'n voertuig waarmee ek goeders kan rondry. Maar as ek die dag as ek wil gras sny, dan haak ek net hierdie sleepwaandjie aan en hy doen die werk. Nou wat regtig vir my goed werk op hierdie ding is, as jy sien na die grootte van sy wiele, enige ride-on grasnyertjie, die oomblik as hy deur 'n dip of iets gaan, haak hy ding vas. Ja. Kyk, hierdie perd haak nie maklik vas nie. Die ander groot voordeel van dit, jou ride-on grasnyers het nie daai clearance nie. Okay. So as jy in die veld en die boondoes en die goed wil sny, dan wil mens nie 5 cm clearance hê nie. Jy wil hoër sny. So hierdie was so 5 cm clearance, maar as ons nou in die veld sny en ons sny vir voorbrande en jy sny regtig op rowwe terrein, dan wil jy actually vir hom daai 10-15 cm clearance gee om jy goeders te doen en dis wat hierdie ding vir my regtig bied. Die volgende voordeel daarvan is ook jy kan regtig maklik sny, want jy sny nie op die wortel van die gras nie, jy sny hom hoor. So die gerief van die multifunksionaliteit is vir my baie aanloklik. En ek sien die verf is al af hier so op die kante, nê. So jy het hom al 'n bietjie geroer hier. Ja, kyk, as jy om die bome sny, as jy om 'n draai gaan, dan haak hy maar. Verstaan? Ja. En jy druk maar en as jy om 'n klip gaan, veral as jy langs 'n draad afsny, dis wat ook nogal lekker is langs al my drade kan ek nou afhardloop met die ding, want die trekker, 'n groot trekker se wiel hardloop nou hier. Wow, okay, so met die swaailem kan jy nie so naby aan die draadlyn kom nie. Terwyl omdat die bikebakkie klein is, dan kan die draad letterlik hier loop. En nou het jy mos maar klippe en allerlei goed wat langs die draad is en dan kan jy daai ding maklik reg langs die draad sny. En ek neem aan soos vir jy kan met hierdie ding dan regtig in die veld gaan, brandpaaie, daai tipe van goeders gaan sny met hom en hy sal die mas opkom. Kyk, ons het hom al in dik plekke ingedruk. Ek meen jy klippe, hy slat 'n klip, hy breek die bering, jy haal die goed af en jy vervang die bering. Gelukkig het die ouens by E-Tech vir ons gesorg dat ons daai berings maklik in die hande kry. Ek het al berings by seker 2 verskillende plekke in Nelspruit stap in, hier is die berings, kry die goeters.
Tawiso vervang het soos en hy's nou al 'n sensei daarin. En hy vervang dit vinnig en jy gaan aan. So ek dink ons het een keer waarbande vervang ook. En ja, so ek dink die eenvoud van die ontwerp maak sodat dat as jy 'n probleem slaan, dan maak dit nie skade op jou engine of op jou frame nie. Die skade gaan na jou bearing toe en jy kan jou bearing koste-effektief vervang. So wat jy my wil sê is koste-effektief gaan jy sukkel om hierdie kombinasie te wen as dit kom by luister hier so net gras sny, daai tipe van goed. Ja, oppervlakkigewys kyk, die bikebakkie hardloop nou op elektrisiteit. Ja. En hierdie een trek petrol. So as jy dag hard gesny het en ek sou raai jy kan maklik seker so as jy hom hard druk kan jy amper 3 hektaar 'n dag doen veral as jy nie diep sny nie. Ja. En op 'n dag as hy sny dan gebruik hy 25 liter petrol. So dis nie verniet nie. Maar as jy daai selfde 3 hektaar met 'n swaalem gaan sny, dan gaan jy baie meer diesel gebruik in terme van die aandryf van 'n groot stuk yster, nie net die swaalem nie. En jy sit nog met 'n baie groter kapitale uitleg op die einde van die dag. Jy weet, jy sit ure op 'n groter trekker, al daai tipe van dinge wat jy nou nie regtig doen nie. Okay, sou jy die besigheid vir iemand aanbeveel? Man, as ek hierdie besigheid geweet het, dan het ek dit al 5 jaar terug vir myself gekoop. So daai is die antwoord. So, nou laat ons na die boendes toe kom om die man uit te kom slim maak, nê? Nee. Net so. Ja, dankie baie. Okay, so, daar's vir jou 'n koste-effektiewe besigheid. Jy kan met die elektriek, nê, kan jy hardloop en dan sleep jy vir jou mower agterna, nê. En as jy 'n golfbaan het, dan jy mos nou lekker baie golfkarretjies, dan kort jy net van daai as jy uitgesort. Dis die van Farm Spice af, liedjie bo of onder. Tot volgende keer. Groete.